Hallo julle en welkom by nog 'n episode. Vandag wil ek met julle gesels oor louwarm Christendom en wat die gevare daarvan is en hoe ons kan streef daarna om nie louwarm Christene te wees nie. So eerstens, louwarm Christendom is om een voet in die wêreld te wees en een voet in Christendom te wees. Waar die Here waarsku ons en sê, jy moenie lou wees nie, jy moet warm of koud wees, verkieslik warm, maar jy moenie lou wees nie. En so dit is om byvoorbeeld net op Sondag kerk toe te gaan en die res van die week lewe jy soos wat jy wil, jy drink, jy rook, jy vloek, jy gaan te kere, jy laster, jy het net geen worry nie en Sondag in die kerk gaan sit jy weer daar, hou jouself heilig en dan gaan jy weer aan met jou week, of so dit is nie, Christendom is nie net 'n Sondag ding nie, dis 'n elke dag ding wat jy moet kies, om elke dag soos die Here te probeer leef, en so dit is 'n daaglikse besluit wat jy maak, en ons moet nie sê, ek het nie tyd om met die Here tyd te spandeer nie, want my werk is baie besig, en die familie is die naweek hier, en jy het allerhande verskonings om nie tyd met die Here te spandeer nie, maar jy het tyd om ure lank op sosiale media te spandeer, of klomp flieks te kyk, maar jy het nooit tyd om net ten minste 5 minute saam met die Here te spandeer nie. En waar die Here ook vir ons in die woord sê, wat ek nou gaan lees, dat God is 'n jaloerse God. Hy wil ons nie deel nie. Hy wil nie hê jy moet geld lief hê en God lief hê nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Die Here sê dit vir ons duidelik in die woord. So, en nog 'n ding is, in die oggend as ons opstaan, is die eerste ding wat ons gewoonlik doen, is om te kyk, wie het nou vir my 'n boodskap gestuur deur die aand, of dalk gister, voordat ek gaan slaap het, of kom ek gaan gou 'n bietjie op Facebook en gaan kyk, wat het Sunny nou vandag te sê, waar ons eerder daai tyd kan vat, en die eerste ding wat ons kan doen in die oggende, net vir 5 minute, 2 minute, net sê, sjoe Here, dankie vir nog 'n dag, dankie dat ek kan asemhaal, dankie dat ek gesond is, dankie dat ek klere het om aan te trek, dankie dat ek 'n kar het om in te klim, dankie dat ek op pad is na 'n werk toe, want daar's ander mense wat dit nie kan sê nie, en in die oggende staan ons op en sê, alweer werk, dit is nie lekker om te werk nie, maar ten minste het jy werk. Daar's baie mense wat dit nie het nie, en wat regtig sal veg om te wees in die posisie wat jy is. So kom ons wees bietjie dankbaar. Die eerste ding as ons opstaan in die oggende, sê net gou dankie Here, dankie vir alles, en dan begin jy jou dag, en kyk nou wat het Sunny gisterand vir jou gestuur, of wat ook al. En ook om 'n louwarm Christen te wees, is om, jy het geen groei met die Here nie, jy het geen passie nie, daar's niks om vooruit te sien nie. Jy gaan Sondag kerk toe, en die res van jou week is dood tot weer Sondag, wat jy vandag, daar's so iets soos die Here en hy's goed, en kom ons gaan met my dag. Maar jy het nie daai honger vir die Here, en jy kan nie wag om in sy woord te wees, en jy kan nie wag om Sondag kerk toe te gaan, of te hoor wat die Here vir jou te sê het nou, of jy kan nie wag om tyd te spandeer met hom, of net bietjie worship musiek te luister. Jy moet uitsien na God, en na sy teenwoordigheid, en na wat hy vir jou wil sê. Jy moet 'n verhouding met hom hê, soos wat jy met 'n vriend praat. Nog steeds respekvol, jy moet nog steeds respek hê vir die Here, maar jy moet kan openlik praat en sê, sjoe Here, maar Janie het my bietjie omgekrap vandag, toe hy dit en dit gesê het. Maar dis okay, ek vergewe hom, en ons probeer môre weer, of verstaan, jy moet 'n oop verhouding met die Here hê. Ja, hy weet klaar alles, jy hoef hom eintlik niks te vertel nie, maar hy wil hê ons moet na hom toe gaan. Hy wil hê ons moet by sy voete gaan sit en sê, Here, ek sukkel met hierdie, Here, ek is dankbaar vir hierdie, Here, help my deur hierdie proses, want ek stres regtig baie oor dit wat voor lê. Ek los hierdie situasie in u hande, en ek weet u sal die beste laat gebeur. So ons moet passievol wees oor die Here. En jy moet jou hele lewe toewy aan God, elke liewe dag. Dit is nie net alles van jou moet jy
dink asof dit die Here se is, want dit is, alles van jou is die Here se, en alles wat jy het is net geleen, so, niks wat jy het is vanselfsprekend of, jy dit verdien, jy het dalk hard gewerk, maar dis ook die Here se genade wat dit vir jou gegee het, so, jy moet dit altyd sien, dat alles kom van die Here af, en alles is net genade van die Here. So, in Exodus 20 vers 5 sê die Here vir ons, dat jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. So, die Here wil ons nie deel met enigiets nie. Hy wil hê ons gedagtes, ons doen en late, dit wat ons nalaat, dit wat ons sê, alles moet gaan rondom die wil van die Here en hoe hy verwag ons moet lewe. En ons moet elke dag probeer om te sê, nee, ek gaan nie ingee vir die vleeslike gevoel wat ek het, of vir die sondige natuur wat ek het nie. Ons moet dit bestry en probeer beter wees as dit wat ons natuur vir ons wil hê. Want ons het die Heilige Gees in ons wat ons op die regte pad help. Ons moet net leer om te luister na daai stem, en want jy gaan voel, okay, dit wat ek nou besig is om te doen is nie reg nie, of dit gaan nou iets lelik maak as ek nou hierdie of hierdie sê, so kom ek bly eerder net stil. So die gevaar van louwarm wees is om jy raak geestelik afgestomp. Niks is meer vir jou lekker of opwindend van die Here nie. Ja, jy lees jou Bybel, jy gaan kerk toe, maar daar's niks wow of wonderwerke wat gebeur, of wow, ek hoor die Here se stem, of ja, ek het gisterond 'n droom gehad waar die Here met my gepraat het, of sjoe, maar Susan het iets vandag baie goed aan my gedoen, of ek kon iets goeds doen vir Susan vandag, of daar gebeur nie sulke goed nie, want jy is nie intiem besig met die Here elke liewe dag nie. Jy gaan maar net aan, gaan werk toe, gaan slaap, môreoggend staan jy weer op, gaan werk toe, gaan slaap. Verstaan, daar's niks wat jou dryf nie. Jy gaan sit nie en spandeer tyd met die Here nie. Ja, en dis baie gevaarlik om so te wees. So, of jy hoor nie God se stem meer so duidelik nie, jy voel God praat met jou nie, jy voel jou gebede gaan in die ceiling vas, of jy voel God is baie ver van jou, of ja, daar's 'n muur tussen my en God en ek weet nie hoe om dit af te breek nie. Maar dis nie die Here wat van jou af weggegaan het nie, dis jy wat van die Here af weggegaan het. Jy spandeer nie tyd met hom, jy gaan sit nie stil en hoor om sy stem te hoor nie. Jy praat nie met ander mense oor die Here om, miskien werk die Here deur iemand anders om vir jou iets te sê, maar jy moet daai stap maak om eers die gesprek te begin en in daai rigting te lei. Dan sal die Here met jou praat deur hierdie persoon. Jy moet jou deel ook doen. Jy kan nie net verwag dat die Here net alles vir jou gaan doen en in jou skoot gaan val, maar jy sit nie werk daarin nie. Jy doen niks en jy sit net agteroor en sê, Here, waar is U? Jy moet tyd spandeer en jy moet insit om terug te kry. Soos enigiets werk. En dis so belangrik om, soos ek gesê het, met ander mense te praat oor die Here. Jy kan nie net jou gesprekke die hele week lank maak van, my nuwe bakkie, of daai mooi meisie, of ons het lekker gekuier die naweek, of gisterand se kuier was so lekker geweest, of verstaan, jou gesprekke moet bietjie meer as net dit wees. Jy moet partykeer ook kan praat oor die Here, en ek wil eintlik sê meerderheid van die tyd moet jou gesprekke rondom die Here wees, en rondom Christendom, en jy moet probeer om die Here uit te leef in jou daaglikse bestaan. Alles wat jy doen moet wees asof die Here deur jou leef. Soos daai bekende ding wat ons altyd sê, what would Jesus do in 'n situasie? Moenie die een wees wat terugskree en beklei en vuiste uitdeel en sulke goed nie, want dis nie wie Jesus wil hê jy moet wees nie. Ja, as daai persoon verkeerd is, let it be. God sal hom uitsorteer. Hy sal sy pak kry, hy sal sy dag kry. So, moenie worry daaroor nie. Maar wees jy net die regte een. Wees jy die een wat sê, ek is beter. Ek gaan nie in jou groep val wat jy nou is nie. Ek gaan nie op jou vlak daal en daar wil jy nou op hierdie hoë pitch op my skree en te kere gaan. Ek gaan nie terugskree nie. Ek gaan beter wees en terugstaan en sê,
ek daal nie op jou vlak nie, ek het nie die nodig nie, want dis nie wat die Here sou gedoen het, en die Here sou in liefde opgetree het, en gesê het, hoorie, maar dis nou nie nodig om so op te tree nie, kom ons hanteer die situasie eerder so, oorwin die kwaad met die goeie, dis 'n goue reël, jy kan altyd die kwaad met die goeie oorwin, en deel van die goeie is liefde. Liefde is die sterkste gebod, so ons moet alles probeer doen in liefde. As jy iets vir iemand anders doen, en jy is lief vir daai persoon, gaan jy mos nie iets doen om daai persoon seer te maak nie. So ook met die mense waarvan ons dalk nie regtig baie hou nie. Probeer met daai selfde prinsip wat jy werk met mense waarvoor jy regtig baie lief is. Probeer daai selfde tipe waardes met iemand doen wat jy met iemand sou doen waarvoor jy regtig baie lief is. Ja, dis maar wat ek kan sê daar. En dan wil ek vir julle lees waar Jesus vir ons sê, of God vir ons sê, dat hy haat dit as ons lauwarm is. In Openbaring 3 vers 15 tot 16. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar net koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. So, dis eintlik useless om te dink jy's 'n Christen en wow, jy doen altyd goed vir ander mense. Onthou, goeie werke bring jou nie in die hemel nie. Dis 'n ding wat ek dink baie mense pootjie, wat net dink, ja, maar ek is goed vir daai persoon, ek help daar. Maar as jy dit nie met die regte hart doen nie, en jy het nie verhouding met die Here nie, beteken daai goed eintlik niks nie. Dan hoef jy dit eintlik net sowel nie eers te doen nie. So, dis so belangrik om 'n passie vir die Here te hê, en om, ek weet nie eintlik eers hoe om dit te sê nie, maar net om God bo alles te stel. Dink eerste aan die Here. As jy aan enigiets dink eerste, okay, Here, wat nou? Wat doen ek nou? Of hoe hanteer ek hierdie? Of sou God daarvan gehou het as hy sien in elk geval wat jy doen, maar met daai denke en besef dat die Here kyk vir jou, soos, sou die Here nou trots op my gewees het, as hy nou voor my gestaan het en vir my in my oë gekyk het, oor dit wat ek nou doen, sou ek nie skaam gekry het vir dit wat ek nou doen nie. Dit is wat jy jouself die hele tyd moet vra, en dit is hoe ons onsself op die regte pad hou, en seker maak dat ons in God se wil lewe, want, obviously, partykeer gaan jy nou nie goeders vir jou pa doen wat jy vir ander mense doen nie, want jy weet dit is verkeerd. So, probeer dan om dit eerder nie te doen nie, want jy weet dit is verkeerd. So, dit is nie moontlik om glad nie sonde te pleeg nie, maar ons moet probeer. Ons moet in Jesus se voetspore trap. En, so, al wat ek vir julle kan sê is dat God soek 'n verhouding met jou. Hy soek nie net godsdiens uit 'n gewoonte, omdat dit is hoe ons groot gemaak is nie. Jy gaan na 'n kerk toe, want dit is tradisie, dis wat jou ma en jou ouma jou ingedrul het, oor hoe belangrik kerk is, en elke Sondag daar te gaan sit, en jy en jou vroukie en kindertjies gaan sit nou maar daarso, want dis nou maar net hoe dit is. Maar jy moet daai verhouding met die Here hê, want God is lewendig, en hy is heilig. Hy is nie net iets wat daarso in die Ou Testament was, en okay, nee, nou is hy nie meer daar nie. Die Here is nog steeds daar, en hy is besig, en hy is lewendig, en hy is besig om te werk in ons, en ons moet net die wessel wees, en onsself oopmaak, dat hy deur ons kan werk. God wil hê, ons moet hom deel van ons daaglikse roetine maak, van ons daaglikse lewe, elke oomblik wat jy deurgaan, moet jy dink aan die Here, en want ek meen die Here sien in elk geval, en ek sê, kan niks van hom wegsit nie. So, hoekom maar nie jou gedagtes so maak, dat jy probeer om alles te doen, soos wat God wil hê ons moet dit doen nie. En dis soos om nie net te bid as jy iets nodig het nie, maar ook om dankbaar te wees, of om net vir wysheid te vra, of om net te gaan lê by die Here se voete en te sê, Here, hier is ek, wat is u plan met my, wat wil u van my hê? Nie net, Here, kan my besigheid asseblief groei, kan ek asseblief daai fiets kry, wat daar staan, gee my die wysheid om te kan spaar vir dit, of
Ja, jy kan sulke goed vra, jy kan enigiets vir die Here vra, maar moenie dit jou enigste tyd maak wat jy na die Here toe hardloop, of net as dit moeilik gaan en sê, "Sjoe Here, wat nou? Waarheen gaan ek nou?" Wees in die goeie tye ook by die Here, want dan gaan hy soveel meer jou seën en by jou wees in die swaar tye, en jy gaan weet hoe om te luister na sy stem, jy gaan weet hoe om te weet dat dit hy is wat jou dra en jou lei. So vier warm Christene lyk soos volg. Jy is honger vir God se woord. Jy kan nie wag om iets te deel wat God met jou gedoen het nie. Soos as daar 'n wonderwerk met my gebeur. Ek kan nie wag om dit vir die hele wêreld te vertel nie, want dit is so lekker om net daai gevoel te ervaar van, wow, die Here is by my en hy kyk regtig na my. Want ja, ons as Christene wonder partykeer, joh, waar's die Here? Ek het lank terug sy stem gehoor. Maar ons moet leer om hom raak te sien in die dinge. Dalk het daar baie wonderwerke in jou lewe gebeur, maar jy gee nie God krediet daarvoor nie. Jy dink, ag, dis maar net per toeval, of ag, hierdie persoon was maar net goedhartig, of net op die regte plek, op die regte tyd. Daar is nie so iets soos toeval nie. Dis altyd die Here wat deur ander mense werk om vir jou dalk iets te doen, of jy dalk vir iemand anderste iets te doen, waarvoor hulle dalk vra of wag, of dalk is dit vir hulle dan 'n wonderwerk, ietsie wat jy gedoen het. So, ja, leer om God raak te sien in alles. Moenie net altyd dink, ag, dis nou maar net so, dis die lewe, dit het nou maar net gebeur nie. Dis altyd die Here wat goeie dinge met ons laat gebeur. En, ja, jy moet opgewonde wees oor Bybelstudie en om oor meer van die Here te leer. Jy moet nie die Bybel vir jou self boring maak en probeer van Genesis tot Openbaring die Bybel deurlees nie. Want dis nie hoe jy God se karakter gaan leer ken nie. Ja, jy moet die Bybel deurlees, want wat ons ook doen is, ons vat een versie of een stukkie wat ons lees en sê, wow, okay, dis nou wat die woord sê, maar ons moet die woord in geheel lees en in geheel verstaan, eintlik om te weet wat daar aangaan. Maar as jy aan die begin is en jy ken nog nie God se karakter en jy weet nog nie eintlik waar Christendom regtig diep Christendom gaan nie, begin om vir jouself, daar's baie boeke beskikbaar waar jy kan, wat vir jou 'n daaglikse stukkie uit die Bybel uitgee en sê, okay, vandag praat ons oor God se goedheid, môre praat ons oor God se genade, môre praat ons oor hoe Christene moet lewe. So kry sulke motiveringsboekies om jou in daai roetine te sit, om elke liewe dag met die Here tyd te spandeer, te lees wat in sy woord staan, en dan as jy nou voel, okay, nee, jy is nou op die regte pad en jy verstaan 'n bietjie meer van die Here, begin dan om die Bybel deur te lees, maar ek sou voorstel om te begin by die Nuwe Testament. Want wat ons gewoonlik doen is, ons begin by Genesis en dan gaan ons tot by Genesis 14, 15, 16, nou raak ons nou moeg. Dan begin ons weer oor so 'n maand weer by Genesis. Dan kom ons daarom tot hier by 25, 30, okay, nee, en dan 3 maande later, o nee, kom ek begin nou maar weer van voor af. So jy kom nooit eintlik iewers nie. Begin by Matteus en werk deur tot Openbaring en dan van Genesis af. So, moenie die Bybel vir jou vervelig maak en sê, ag, dit is soveel moeite om 'n Christen te wees, want ek wil my Bybel lees en ek weet nie waar om te begin nie, en maak dit vir jouself opwindend, of kry 'n maatjie wat dit saam met jou doen. Ek het sulke opsommings ontdek, wat elke boek vir jou baie mooi opsom. Dis verskriklik oulik ook. So as jy dalk dit wil hê, of wil meer weet van dit, asseblief stuur my boodskap, en dan sal ek dit meer as bereid om dit vir julle aan te stuur, want ek hou nogal baie daarvan, want dis letterlik 'n bladsy of 2 se opsomming oor wat in die hele boek gaan. Hulle lig letterlik net die hoogtepunte uit. So dis vir my ook baie lekker om die opsommings te weet. Van dit leer jou net, dit leer jou meer as om net, jy het nou hierdie hele 3-4 hoofstukke gelees, maar jy weet eintlik nie wat het jy nou gelees nie. So daai help jou nogal om die kern van die boek of van die hoofstuk of wat ook al te leer en te verstaan. So, dis my nogal baie lekker. En jy moet opgewonde wees om selgroepe by te woon. Dit is so belangrik om nie net op Sondag iets te doen
saam mede-Christene nie. Dis gewoonlik op Woensdae, gaan na selgroepe toe. As jy nie van die nou nie, gaan na volgende toe. Daar's altyd meer as een, daar's altyd meer as een opsie, en nie almal gaan hou van dieselfde manier hoe dit aangebied word, of dit gaan net oor of God gedien word, ja of nee. Dit gaan nie oor hoe Pietie dit sê, wat Pietie sê, solank die Here gedien word. En as jy nie saamstem met iets nie, gaan soek dit in die woord, gaan soek dit by dalk jou pastoor of iets. Die antwoord was dat hy jou dalk kan sê, okay, maar jy's reg, Pietie is verkeerd, of Pietie is reg, jy verstaan dit net verkeerd. Moenie bang wees om vrae te vra nie, want niemand ken al die antwoorde nie. Ons almal leer en ons almal het dieselfde bron, en dis die Bybel. So, ons verstaan dit dalk net verskillend, en ons help mekaar om dinge reg te verstaan dalk, en dit is waar dit so belangrik is om die Bybel in geheel te lees, en nie net in stukkies en te sê, okay, hier staan dit beteken nou dit en dit. Gaan lees die hele hoofstuk, want daai stukkie het ook 'n hele ander betekenis, sodat jy dit nou maak, omdat jy net daai stukkie gelees het. Dis 'n fout wat baie van ons Christene maak. En ja, soos ek al gesê het, luister na die klein stemmetjie wat in jou gedagtes is, wat in jou hart is, wat vir jou sê, dit wat jy doen is reg, dit wat jy doen is nou verkeerd. Luister na daai stemmetjie, want dit is die Here wat deur die Heilige Gees met jou praat en vir jou sê, hoorie, ek wil hê jy moet op die regte pad bly, ek wil nie jy moet afdwaal nie, hierdie goed is nie so belangrik nie, sit dit dalk nou een kant, fokus eerder op hierdie en hierdie. En hoe meer ons dit doen, hoe meer gaan dit vir ons 'n roetine raak, en hoe meer gaan dit makliker raak vir ons om die regte ding te doen en nie die verkeerde ding te doen nie, en hoe meer gaan ons weet wat reg is en wat God se wil is, want partykeer wonder ons, hoorie so, maar moet ek nou hierdie of moet ek hierdie, want dis nou nie 'n ja of nee straightforward antwoord nie, dis bietjie dieper as dit. Maar as jy regtig die Here se karakter ken en regtig weet hoe om te luister na daai stemmetjie binne jou, gaan jy weet wat om te doen en wat die regte antwoord is. So, ja, moenie ingee as die buurvrou langs aan daar oor die muurtjie loer en kom vra vir 'n sakkie hout nie. Sy werk met planne. Sê nee. Sê vir haar nee, ek is gelukkig met my vrou by die huis en ek het net oogies vir haar. En dan gooi 'n man net die hout oor die muur en sê vir haar daar. Ek gaan nie ongeskik wees nie, maar moenie ingee vir versoekings en want onthou die Satan weet wat is ons swakpunte en hy weet hoe om ons te versoek en te verlei en hoe dieper jy in Christendom is, hoe meer versoekings gaan op jou pad kom, hoe meer potholes gaan in jou pad kom, want hy wil hê jy moet trip en val. Onthou, hy wil soveel as moontlik siele saam met hom hel toe vat. So dis hoekom dit vir ons as Christene so belangrik is om so diep verhouding met die Here te hê, om te weet wat is versoekinge en te weet hoe om nee te sê, want ons vlees kan partykeer sterker wees as ons gees en dis hoekom dit ook, my persoonlike opinie sou ek sê, dis hoekom dit belangrik is om te vas ook, want dit leer jou hoe om nee te sê vir vlees en ja te sê vir gees, want dis 'n uitdaging op sy eie, verstaan, maar dit gee jou daai konsep en daai mindset van dis hoe ek dit doen. Ek moet nee sê vir die vlees en ek moet ja sê vir die gees, want die gees is belangriker as die vlees. Die vlees is tydelik en die gees is vir ewig. So, dis baie belangrik om te kan nee sê en te weet hoe en wanneer en waar om nee te sê. Jy gaan anders lewe as die wêreld. Jy gaan uitstaan bo ander. Jy gaan partykeer skaam kry om iets te sê, maar dit is deel van Christendom en dit is nie om ons te verneder of iets nie. Op die einde van die dag is ons die regte een en die ander mense gaan weet, okay, maar dit wat sy gesê het is eintlik waar. Die ander mense het gestry daarteen, 20 ander mense het gestry, maar dit wat sy vandag gesê het was eintlik die waarheid. Almal gaan dit weet binne hulle. Onthou, hulle almal weet eintlik wat reg en verkeerd. Satan weet wat is reg en verkeerd, maar hy kies om verkeerd te doen. So dis vir ons is dit so belangrik om te kies wat reg is om te doen.
dit is soos daardie bekende ding wat ons ma's altyd vir ons sê van, ja mamma, ek het nou dit en dit gedoen want Pietie het dit gedoen. Maar dan sê sy vir jou, so as Pietie in die vuur spring, gaan jy ook. Dit is presies wat ons moet doen. Ons moet anders wees as die res. As jy in 'n kringetjie staan en almal, kom ons dink aan 'n simpel voorbeeld, snyf brandewyn, wees die een wat sê, ek gaan nie dit doen nie. Verstaan? So, al sê hulle, nee, dis, wat is daai ding wat hulle altyd sê, dis die groepstrukkie is jou beerd. Nee, daar bestaan nie so iets nie. Dis nou alles grappies en dinge, maar daar bestaan nie so iets nie. As jy voel dis nie reg wat hulle doen nie, moenie ingee omdat almal dit doen nie. Wees die een wat opstaan en sê, ek gaan nie dit doen wat julle doen nie, want ek voel nie dis reg en dis teen my waardes, dis teen my beginsels. So, en so op daai manier gaan jy dalk maak dat 3 of 4 van hulle ook sê, okay nee, maar omdat daai persoon eers gesê het, nee, hy gaan dit nie doen nie, gaan ek dit ook nie doen nie. So jy red dan eintlik ander mense ook om op te staan vir dit wat reg is. Net gaan ek kyk in my notas. Dit is belangrik om die vrug van die Gees te dra, om liefde en geduld te hê met jou medemense. Jy moet gereeld bid en in God se teenwoordigheid wees, dit het ek al genoem. Ja, en ek wil net weer sê hoe belangrik dit is om jou dag te begin met die Here. Maak dit, ek wil eintlik 'n uitdaging gee, want dit is nou maar wat ek moes nou maar weekliks doen. So, begin jou dag om Christelike musiek te speel, terwyl julle almal regmaak. Jy en jou kindertjies, en jou man, en jou vrou, en almal, terwyl julle besig is om reg te maak vir skool en vir werk en wat ook al, sit kliphard Christelike musiek in die huis en loop rond en worship en prys die Here vir dit wat hy vir jou gee, vir die nuwe dag, vir so, ek kan nie vir julle sê wat 'n verskil maak dit as jy jou dag begin met worship liedjies, met die Here se teenwoordigheid, met die denke van hierdie dag is God se en ek weet die Here is by my en hy gaan my dra deur hierdie dag. Dit maak so groot verskil op jou hele dag, alles wat jy doen, alles wat jy sê, al jou besluite, dit maak regtig so groot verskil. So, ek wil julle uitdaag om ten minste net vir 'n week, probeer dit 'n nuwe gewoonte te maak, om eerste ding in die oggende, begin jou dag met worship musiek, en dan jy en jou hele huisgesin dien die Here, worship die Here, prys die Here vir hoe goed hy is, en dan kyk jy hoe is jou dag dan. Ja, maak regtig groot verskil. En dan is dit regtig baie belangrik om jouself te omring met mede-Christene, met mede-mense wat dieselfde waardes en geloof as jy het. Ja, partykeer werk ons vir mense wat nie gelowig is nie, of jy kan hulle nou nie vermy nie, maar jou vriende byvoorbeeld, hulle kan jy kies, jy kan jou vriende kies. So, en die Bybel sê baie keer vir ons hoe belangrik dit is om die regte vriende te hê, want verkeerde vriende lei in versoeking, trek jou af. Jy kort opbouende vriende, jy kort vriende wat ook vir die Here lewe en streef daarna om na die wil van die Here te lewe en vir wie die Here ook belangrik is op 'n daaglikse basis. Jy moet na iemand toe kan stap en sê, "Sjoe, maar die Here het dit en dit en dit vir my gedoen." As jy nie dit met daai persoon kan doen nie, kan jy hom jou vriend noem nie, want dan gaan daai vriend jou net aftrek. Tensy jy dalk daai persoon kan oortuig om op jou vlak te kom en dan help jy hom dalk uit die gat uit. Maar moenie toelaat dat vriende jou afbreek nie. En as jy sien jy kom nie reg met hierdie vriend nie, hy hou aan om jou na die slegte toe te lei en hy hou aan om jou te laat struikel. Cut the line. Wees die een wat sê, ek gaan nie meer hierdie doen nie. Want op die einde van die dag gaan daai vriend nie saam met jou hemel toe nie. Of voor God staan en verduidelik hoekom jy nou die of daai gedoen het nie. Jy is op jou eie. So, maak wyse keuses in vriende. Die Bybel sê ook vir ons, meng jou met die semels en die varke vreet op. So, dis baie belangrik om die regte vriende te hê.
Wees gehoorsaam aan die klein dingetjies elke dag. So, nie net in die groot dinge van, ek moenie na daai vrou so lustig kyk of daai man se sixpack maar of. Moenie net in die groot dinge nie, ja dit ook, maar die klein dingetjies. Soos om iemand kom in jou kantoor en begin net lelik wees met jou. Moenie terug lelik wees nie. Sê net, okay, baie dankie, ek sal dit vir doen, dankie baie. Moenie terugskree en te keer gaan. Dis nie moeite werd nie, wat gaan jy daaruit kry? Wat gaan jy gaan, almal gaan net kwaad wees met mekaar en dit gaan net 'n week se ongemak wees. So, wees die nederige een, wees die kalm een, selfs in die klein dingetjies, en dan die groter dinge ook, natuurlik. So, luister na daai stemmetjie in jou kop. En dis 'n oulik, wat 'n pastoor een keer gesê het in 'n preek. As jy niks goed het om te sê nie, bly eerder stil. Hoe hy dit gesê het, is hou 'n hekkie voor jou bekkie. Dit was baie oulik, so ek het nou nogal daarvan gehou. So, as jy weet jy gaan nou lelik wees met hierdie persoon, maak 'n hekkie toe, sluit hom, sê eerder niks nie, gaan loop weg, raak kalm, kom terug, sê iets op 'n beter manier of sê dalk iets beter as wat jy wou sê. Ja, is baie belangrik. En moenie dink dis net begin Christene wat deur hierdie goed gaan nie. Sterk Christene val ook. Sterk Christene gaan ook deur moeilike tye en voel, ja, waar's die Here? Dit gebeur met almal van ons, maar dit is ons plig om dan juis na God toe te hardloop en sê, Here, ek voel U nie, ek weet nie, ek's verlore, ek voel ek is in 'n maze en ek weet nie waar ek staan nie. Hardloop dan na die Here toe, want hy gaan vir jou wag. Onthou, die Here sê hy klop en jy moet oopmaak. So, jy moet die een wees wat na die Here toe gaan. Die Here is altyd daar. Hy hardloop nie weg van jou nie, jy hardloop weg van hom. So, ja, jy moet elke liewe dag probeer om die beste weergawe van jouself te wees. Probeer elke liewe dag om nog beter as gister te wees. Al was jy gister soos uitstekend en jy voel jy het amper niks verkeerd gedoen nie, maar probeer dan môre nog beter wees. So, wees elke dag die beste weergawe van jouself wat jy kan wees. En dinge gebeur in die lewe. Ons raak partykeer verstrengel met werk, met familie, krisisse dalk wat gebeur, waardeur jy gaan, of sosiale media wat jy het nou ewe skielik hierdie gewoontes kom baie vanaf, dan het jy nou hierdie gewoonte geleer om elke aand vir 2 ure op TikTok te sit en dan, maar dit was nooit 'n gewoonte nie, dit nou maar net gebeur en iets het jou aandag getrek en jy doen dit nou en jy spandeer nie meer tyd met die Here soos wat jy altyd het nie. Dit gebeur, maar leer dan jouself om perke te hê en terug te kom in die gewoonte wat jy was. Of sê dalk, okay, ek gaan net 'n halfuur aan dit nou spandeer en die res van die tyd gaan ek nou aan die Here spandeer soos wat ek altyd het. So, jy hoef nie dalk net ewe skielik alles net weg te gooi nie, maar maak tyd om dan vir die Here ook. Dit gebeur. Ons het afleidings en dinge wat ons aandag trek maar kom altyd terug na jou roots toe. Kom altyd terug na die Here en probeer jouself elke liewe dag net oortuig om soveel as moontlik tyd met die Here te spandeer. By die werk, loop en gesels met die Here of enige tyd van jou dag. Bid net en praat net met die Here. Maak hom deel van jou daaglikse roetine. Net sien of er nog iets hier is. Ja, soos as jy voel jy dwaal van die pad af, wees eerlik met God en sê, Here, ek het bietjie afgedwaal, hierdie en hierdie het my tyd bietjie gesteel, hierdie en hierdie was vir my regtig baie moeilik en ek het nie geweet hoe om dit oor te gee aan U nie, ek het nie geweet hoe om te sê, Jesus take the wheel nie, so ek het dit self probeer hanteer en met dit het ek toch bietjie weggedwaal van U af en ek is regtig jammer, maar hier is ek, kom ons probeer weer. So, moet nooit skaam wees om terug te gaan na die Here toe nie. Hy wag altyd vir jou en hy wil hê jy moet na hom toe gaan. Hy wil hê jy moet tyd saam met ons spandeer. Ja, ons moet net leer hoe om God raak te sien in die groot en die klein dinge. En hier is my so mooi,
Jesus het nie sy lewe vir ons gegee sodat ons hom net op Sondag moet onthou nie. Dis 'n daaglikse verhouding wat ons met hom moet hê en moet streef om elke dag soos hy te wees. Nee te sê vir dit wat verkeerd is en ja te sê vir dit wat God se wil is. So ja, dis my storie vir vandag. Kom ons probeer om tyd saam met die Here te spandeer. Kom ons probeer om ons oggende te begin met sy teenwoordigheid, om hom net te dank vir 'n nuwe dag, vir alles wat ons het en dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Probeer bietjie in die oggende, al is dit net vir 10 minute terwyl jy regmaak, net 'n bietjie worship musiek luister, jy en jou hele gesin, en sommer in die regmaak. Jy hoef nou nie stil te sit en vir 10 minute en dan is die res van die dag of oggend te gejaag om nou iewers te kom nie. Terwyl jy aantrek, terwyl jy ontbyt eet, terwyl jy dinge doen, of kosblikke pak of wat ook al, sit worship musiek aan, wees net bewus van die Here en van sy teenwoordigheid en van sy goedheid en guns. Ja, dit is maar my storie en ek hoop julle het 'n baie lekker week. Bye.